deel nie. En ek gaan vir julle uit Lukas 1 vanaf vers 26 lees, en die woord van die Here sê, in die 6de maand van Elisabeth se swangerskap, het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp van Galilea, in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, die engel Gabriël kom by Maria, en hy sê vir Maria, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Hy sê vir haar twee goed. Hy sê, jy's 'n begenadige. En hy sê in dieselfde tyd sê vir haar, die Here is by jou. En sy was verbuister oor die woorde, en het gewonder wat hierdie begroeting tog kon beteken. En die engel sê toe vir haar, weer praat engel Gabriël met haar, en hy sê, moenie bang wees nie. Eerstens sê vir haar, sy is begenadig. Tweedens sê hy vir haar, hierdie woorde wat haar moet bemoedig, die Here is by jou. Die derde ding wat hy vir haar sê is, moenie bang wees vir dit wat ek vir jou gaan sê nie, van dit wat God oor jou lewe besluit het nie. En Maria, wat sê hy, God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees. Hoorie wat beskryf die engel oor hierdie seun wat gebore word op aarde, sodat ek en u 'n ewige lewe kan beerwe, sodat ek en u verlossing kan ontvang. Hy sê hy sal die seun, hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Weet jy, dit is 'n opgewondenheid in my siel. Hy sê die seun van die Allerhoogste. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslagte van Jakob heers tot in ewigheid. Daar's nie 'n tussenin nie. Daar's nie 'n breek in die koningskap van Jesus Christus nie. Daar's nie 'n periode wat hy uittrek en sê, weet jy, ek is nie bereid om hierdie pad te stap. Ek is nie bereid om hierdie prys te betaal nie. Daar's nie 'n tussenpose van die dag wat Christus gebore is, gekruisig, opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, as die Vader se regterhand sit nie. Daar is nie 'n tussenpose wat hy sê, ek wil nou eers 'n breek vat nie. My wandel op aarde is vir my te veel nie. Hy sê dat hy was groot, en hy sal heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ja, kom ons gee vir die Here 'n hande klap. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie, tot in alle ewigheid. En toe sê Maria sê vir die engel, hoe is hier iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie. En die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Weet jy, ek het hier my aantekeninge geskryf, in die heel laaste gesinnetjie wil ek net sê, niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. Toe het die engel van haar af weggegaan. Maria se antwoord hier is, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur soos wat u spreek, soos wat dit u wil is in my lewe. En weet jy dat die antwoord wat Maria vir die engel gee, is 'n bewys van gehoorsaamheid en oorgawe aan God die Vader. En my aantekening het ek hier geskryf, die Gees van God sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. God die Vader het self die lewe van sy seun in Maria opgewek. Hier was nie 'n aanraking of 'n kontak van 'n aardse man, 'n vleeslike man nie. God self het sy seun
in die moederskoot van Maria gevorm. Deur die krag van die Allerhoogste is hy gevorm en sal hy heilig genoem word. Die boodskap wat ek kortliks aan u wil gee vanmôre is eerstens, elkeen van ons word as 'n begenadigde beskou. Elkeen van ons moet sê vir jouself vanmôre, ek is 'n begenadigde deur die Here. Miskien sê jy nou in jou hart, maar wat het ek goed gedoen tot nou toe? Wat het ek beteken vir ander mense tot nou toe? Weet jy, die Here kies van Maria uit, nie omdat sy ryk was nie, nie omdat sy arm was nie, nie omdat sy sekere gedoen het wat vir haar guns gegee het by die volk, of by die leiers van die volk nie. God het haar gekies, omdat hy haar beskou het as 'n begenadigde, deur wie hy sy kosbare werk kan dat plaasvind op aarde. En tweede sê die Here vanmôre vir jou, ek is by jou. Ek is by jou. Weet jy, maak nie saak wat omstandighede jy beleef nie. Maak nie saak wat jy deurgaan nie. Maak nie saak of jy in 'n arm huis groot word of in 'n ryk huis groot word nie. Ryk ouers het of arm ouers nie. Die feit van die woord van God sê, ek is by jou. Hy bemoedig jou vanmôre dat jy jou hoë sal vestig op hom. Al bars die bomme langs jou, al gebeur alles wat menslik ondenkbaar is met jou, weet dat die Here is by jou. Die derde ding wat hy vanmôre vir jou wil sê is, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Loop vanmôre 'n bende storm, want die Here is aan jou kant. Weet jy, as jy daar in die stof lê en die Here jou dalk bestraf, sê Here, ek sal opstaan met die krag van die Allerhoogste God wat in my gees lewe sal skep. Amen. Die Heilige Gees skep lewe in jou hart. Die Heilige Gees skep lewe in jou binneste. Hy sê moenie bang wees nie. Hy sê God sal jou genade bewys.